Hoofstuk 49. Paulus se laaste brief. Van die keiser se geregsaal het Paulus na sy sel teruggekeer met die besef dat hy net 'n kort uitstel verkry het. Hy het geweet dat sy vyande nie sou rus voordat hulle sy dood bewerkstellig het nie. Hy het ook geweet dat die waarheid tydelik geseëvier het. Dat hy 'n gekruisigde en hierdie heiland voor die groot skare wat na hom geluister het, verkondig het, was van self 'n oorwinning. Op daardie dag is 'n werk begin wat sou groei en sterker word en wat Nero en al die ander vyande van Christus te vergeefs sou probeer vernietig. Terwyl Paulus dag na dag in sy sombere sel gesit het, met die wete dat sy lewe op een woord of teken van Nero opgeoffer kon word, het hy aan Timoteus gedink en besluit om hom te laat roep. Die sorg van die gemeente in Efese is aan Timoteus opgedra, en daarom het hy agtergebly toe Paulus sy laaste reis na Rome onderneem het. Paulus en Timoteus is met 'n buitengewoon sterk band van liefde aan mekaar gebind. Sedert sy bekering het Timoteus en Paulus se arbeid en leiding gedeel, en die vriendskap tussen die twee het sterker, dieper en heiliger geword, totdat Timoteus vir die bejaarde en vermoeide apostel alles geword het wat 'n seun vir 'n beminde en geëerde vader kon wees. Dit is dus nie verbasend dat Paulus in sy eensaamheid en alleenheid verlang het om hom te sien nie. Onder die heel gunstigste omstandighede sou dit etlike maande duur voordat Timoteus uit Klein-Asië in Rome kon aankom. Paulus het geweet dat sy lewe onseker was en hy het gevrees dat Timoteus te laat daar kon aankom om hom nog te sien. Hy het belangrike raad en onderrig gehad vir die jong man aan wie sulke groot verantwoordelikheid toevertrou was. En terwyl hy daarop aangedring het dat hy so spoedig moontlik moes kom, het hy die laaste getuienis gedikteer wat hy miskien nie persoonlik sou kon spreek nie. Met sy siel vol liefdevolle besorgdheid oor sy seun in die evangelie en oor die gemeente onder sy sorg, het Paulus getrag om Timoteus te laat verstaan hoe belangrik dit was om aan sy pand getrou te wees. Paulus het sy brief met die groet begin. Aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek dank God, wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink. Daarna het Paulus by Timoteus op die noodsaaklikheid aangedring om standvastig in die geloof te wees. Om hierdie rede, het hy geskryf, herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God. Paulus het Timoteus gesmeek om te onthou dat hy met 'n heilige roeping geroep was om die krag te verkondig van hom wat die lewe en onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie, waarvoor, het hy verklaar, ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Gedurende sy lang dienstyd het Paulus nooit in sy trou aan sy heiland gewyfel nie. Orals waar hy was, ongeag of dit voor die suur Fariseërs of die Romeinse owerheid, voor die woedende skare in Lystra of die oortuigende sondaars in Macedoniese kerker was, of hy met die vreesbevange soldate op die gestrande skip gestaan, of alleen voor Nero vir sy lewe gepleit het. Hy het hom nooit geskaam vir die saak wat hy bepleit het nie.
Die een groot doel van sy Christelike lewe was om hom te dien wie se naam hom eens met veragting gevul het, en geen teenstand of vervolging het ooit daarin geslaag om van daardie doel af te bring nie. Sy geloof wat deur inspanning versterk en deur opoffering gereinig is, het hom onderhou en gesterk. Jy dan, my seun, het Paulus vervolg, wees sterk deur die genade wat in Christus is, en wat jy van my gehoor het onder baie getuies. Vertrou dit toe aan die getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ly dan verdrukking, soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Die ware dienaar van God sal geen moeilikheid of verantwoordelikheid vermy nie. Van die bron wat diegene wat opreg na goddelike krag soek, nooit in die steek sal laat nie, put hy krag wat hom in staat stel om die versoekings te weerstaan en te oorwin en die pligte te verrig wat God aan hom opgedra het. Die aard van die genade wat hy ontvang, vergroot sy vermoë om God en sy seun te ken. Sy siel gaan in verlangende begeerte uit om aanneemlike diens vir sy meester te doen. En na mate hy op die Christelike weg vorder, word hy sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Hierdie genade stel hom in staat om 'n getroue getuie te wees van die dinge wat hy gehoor het. Hy verag of verwaarloos nie die kennis wat hy van God ontvang het nie, maar hy vertrou hierdie kennis aan getroue manne toe, wat dit op hulle beurt aan ander sal leer. In hierdie laaste brief van Paulus aan Timoteus het hy aan die jongere werker 'n hoë ideaal voorgehou en hom op die pligte gewys wat op hom as dienaar van Christus rus. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, het die apostel geskryf, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek, en 'n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig, en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. Die apostel het Timoteus gewaarsku teen valse leraars wat sou trag om die kerk binne te kom. Weet dit, het hy verklaar, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierigers, grootpraters, trotsharts, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, het hy gesê. Hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. God het oorvloedig baie middele voorsien vir welslae in die stryd teen die boosheid wat in die wêreld is. Die Bybel is die wapenhuis waar ons vir die stryd moet toerus. Ons lendene moet met die waarheid omgord wees. Ons borsplaat moet geregtigheid wees. Die skild van geloof moet in ons hand wees, en die helm van verlossing op ons hoof, en met die swaard van die Gees,
naamlik die woord van God, moet ons vir ons deur die versperrings en die nette van sonde 'n weg baan. Paulus het geweet dat daar vir die kerk 'n tyd van groot gevaar voorgelê het. Hy het geweet dat ernstige getroue werk verrig sou moes word deur diegene wat toesig oor die gemeentes sou hou. En hy het aan Timoteus geskryf: Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Hierdie plegtige opdrag aan iemand wat so ywerig en getrou was soos Timoteus, is 'n sterk getuienis aangaande die belangrikheid en verantwoordelikheid van die werk van die evangeliedienaar. Paulus daag Timoteus voor die regterstoel van God en beveel hom om die woord te verkondig, nie die gesegdes en gewoonte van mense nie, om gereed te wees om vir God te getuig, oral en so dikwels as die geleentheid hom voordoen. Voor groot gehore, in private kringe, langs die pad, by die kaggel, aan vriende en vyande, in veiligheid of selfs wanneer aan moeilikhede en gevare, verwytinge en verlies blootgestel. Omdat hy gevrees het dat Timoteus se sagte, toegewende geaardheid hom dalk daartoe sou bring dat hy 'n belangrike deel van sy werk sou vermy, het Paulus hom vermaan om sonde getrou te bestraf en selfs diegene wat aan grove sondes skuldig is, skerp aan te spreek. Nogtans moes hy dit in alle lankmoedigheid en lering doen. Hy moes die geduld en liefde van Christus aan die dag lê, deur sy bestraffinge te verduidelik en met die waarhede van die woord te bekragtig. Om die sonde te haat en te bestraf, en terselfdertyd aan die sondaar jammerhartigheid en tederheid te betoon, is 'n moeilike aangeleentheid. Hoe ernstiger ons eie strewe om heilig te wees, hoe skerper sal ons besef van die sonde wees, en hoe beslister sal ons afkeuring wees van enige afwyging van wat reg is. Ons moet daarteen waak om nie onnodig streng op te tree teenoor die sondaar nie, maar ons moet ook nie uit die oog verloor hoe uiters sondig die sonde is nie. Dit is noodsaaklik om Christelike geduld en liefde teenoor die dwaalende te betoon, maar daar bestaan ook die gevaar dat sulke groot verdraagsaamheid teenoor sy dwaling aan die dag gelê kan word, dat hy dink dat hy geen bestraffing verdien nie, en dit as ongevraagd en onregverdig sal verwerp. Evangeliedienaars doen soms groot kwaad deur toe te laat dat hulle verdraagsaamheid teenoor die dwalendes ook verdraagsaamheid teenoor sonde en deelname daaraan word. Op hierdie wyse word hulle daartoe gebring dat hulle dinge verskoon en verontskuldig wat God veroordeel, en dikwels word hulle daardeur in so mate verblind dat hulle die mense prys wat God hulle beveel het om te bestraf. Hy wat sy geestelike insig verstomp het, deur sondige toegeeflikheid teenoor diegene wat God veroordeel, sal binnekort groter sonde doen deur strengheid en hardheid teenoor diegene wat God goedkeur. Deur die hoogmoed van menslike wysheid, deur veragting van die invloed van die Heilige Gees, en deur teensin aan die waarhede van Gods woord, sal vele wat voorgee om Christene te wees en wat voel dat hulle bekwaam is om ander te leer, daartoe gebring word dat hulle afkeer van die vereistes van God. Paulus het aan Timoteus verklaar: daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Hier verwys die apostel nie na diegene wat openlik ongodsdienstig is nie, maar na die belydende Christene, wat hulle deur hulle neigings laat lei en sodoende deur die self laat verslaaf.
Sulke mense is net gewillig om na leerstellings te luister wat hulle sondes nie bestraf en hulle plesierlustige lewenswyse nie veroordeel nie. Hulle neem aanstoot aan die duidelike woorde van die getroue dienaars van Christus en kies leraars wat hulle prys en vlei. En onder die beleidende leraars is daar manne wat die menings van mense verkondig, pleks van die woord van God. Hulle is ontrou aan hulle opdrag en verlei diegene wat om geestelike leiding na hulle opsien. In die voorskrifte van sy heilige wet het God aan ons 'n volmaakte lewensreël gegee. En hy het verklaar dat hierdie wet tot aan die einde van tyd in elke jota of titteltjie onveranderd sal bly en dat sy aansprake op die mensdom sal bly staan. Christus het gekom om die wet groot en eerbaar te maak. Hy het daarop gewys dat dit op die breë grondslag van liefde teenoor God en mens gegrond staan en dat gehoorsaamheid aan sy voorskrifte die hele plig van die mens is. In sy eie lewe het hy 'n voorbeeld van gehoorsaamheid aan die wet van God gegee. In die bergpredikasie het hy daarop gewys dat die vereistes daarvan verder gaan as net uiterlike dade, dat dit ook die gedagtes en bedoelinge van die hart raak. As mens die wet gehoorsaam, lei dit jou daartoe om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikheid te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Titus 2 vers 12. Maar die vyand van alle geregtigheid het die wêreld gevange geneem en manne en vroue daartoe gebring om die wet ongehoorsaam te wees. Soos Paulus vooruitgesien het menigtes hulle afgewend van die duidelike, deurforsende waarhede van Gods woord en vir hulle leraars gekies wat aan hulle die fabels verkondig wat hulle begeer. Daar is vele, sowel predikers as gewone mense, wat die gebooie van God onder hulle voete vertrap. Aldus word die skepper van die wêreld beledig en die Satan lag triomfantlik oor die welslae van sy planne. Met die toenemende minagting vir die wet van God is daar 'n toenemende teensin in die godsdiens, 'n toenemende trots, plesiersug, ongehoorsaamheid aan ouers en selfbevrediging, en denkende mense verneem oral: wat kan gedoen word om hierdie onrusbarende ewels reg te stel? Die antwoord staan in Paulus se opdrag aan Timoteus: verkondig die woord. In die Bybel vind mens die enigste veilige beginsels vir jou gedrag. Dit is 'n afdruksel van die wil van God, 'n uitdrukking van die goddelike wysheid. Dit lê die groot lewensprobleme voor die begrip van die mens bloot, en vir almal wat die voorskrifte daarvan gehoorsaam, sal dit 'n onfeilbare gids wees wat sal verhoed dat hulle lewens op 'n dwaalweg verkwis. God het sy wil bekend gemaak, en dis dwaasheid vir 'n mens om wat oor sy lippe gegaan het in twyfel te trek. Nadat die oneindige wysheid gepraat het, kan daar geen twyfelagtige vrae wees vir die mens om te beslis nie, geen wankelende moontlikhede wat hy moet regstel nie. Al wat van hom vereis word, is openhartige, ernstige ooreenstemming met die geopenbaarde wil van God. Gehoorsaamheid is die hoogste voorskrif van sowel die rede as die gewete. Paulus het sy opdrag voortgesit. Wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Paulus het op die punt gestaan om sy loopbaan te eindig, en hy wou hê dat Timoteus in sy plek moes staan en die gemeentes teen die fabels en kettery moes beskerm, waardeur die vyand op verskeie maniere sou probeer om hulle van die eenvoud van die evangelie weg te lok. Hy het hom vermaan om alle wêreldlike bedrywighede en strikke te vermy, wat sou verhinder dat hy hom geheel en al aan sy werk vir God wy, om blymoedig die teenstand, verwyt
en vervolging te verduur waaraan sy getrouheid hom sou blootstel. Om sy bediening ten volle te bewys, deur van elke middel binne sy bereik gebruik te maak, waardeur hy kon goed doen aan diegene vir wie Christus gesterf het. Paulus se lewe was 'n voorbeeld van die dinge wat hy verkondig het, en daarin het sy krag geskuil. Sy hart was vervul met 'n diepe, blywende besef van sy verantwoordelikheid, en hy het 'n noue omgang geleef met hom, wat die bron van geregtigheid, genade en waarheid is. Hy het aan die kruis van Christus as die enigste waarborg van sukses vasgehou. Die liefde vir die Heiland was die onverganklike dryfveer, wat hom in sy stryd met die self en sy worsteling met die sonde ondersteun het, terwyl hy in die diens van Christus teen die onvriendelikheid van die wêreld en die teenstand van sy vyande voorwaarts gebeur het. Wat die kerk in hierdie gevaarlike tyd nodig het, is 'n hele leer werkers wat hulle, soos Paulus, opgelei het om bruikbaar te wees, wat 'n diepe belewenis van die dinge van God het en wat vol erns en ywer is. Geheiligde, selfverlonende manne is nodig, manne wat beproewinge en verantwoordelikhede nie sal vermy nie, manne wat dapper en opreg is, manne in wie se harte Christus gestalte gekry het as die hoop van die heerlikheid, en wat nadat hulle lippe met 'n koolvuur aangeraak is, woord sal verkondig. Weens gebrek aan sulke werkers kwyn die saak van God, en noodlottige dwalinge besmet die sedes en skend die hoop van 'n groot gedeelte van die mensdom, soos 'n dodelike vergif. Terwyl die getroue, vermoeide vaandeldraers hulle lewens ter wille van die waarheid opoffer, wie sal na vore kom om hulle plek in te neem? Sal ons jong manne die heilige pand uit die hande van hulle vaders neem? Maak hulle gereed om die leemtes te vul wat veroorsaak word deur die heengaan van die getroues? Sal daar aan die apostels se opdrag gehoor gegee word? Sal die oproep tot diens te midde van al die aansporinge tot selfsug en eersug wat die jeug lok gehoor word? Paulus het sy brief afgesluit met 'n persoonlike boodskap aan die verskeie persone en opnuut die dringende versoek herhaal dat Timoteus spoedig na hom moes kom, indien moontlik nog voor die winter. Hy het van sy eensaamheid vertel wat veroorsaak is deur die verlating van sommige van sy vriende en die noodsaaklike afwesigheid van ander. En in geval Timoteus sou aarzel uit vrees dat die gemeente te Efese sy hulp nodig gehad het Paulus gesê dat hy Tychicus reeds gestuur het om in die bres te tree. Nadat hy van sy verhoor voor Nero vertel het, van die verlating deur sy broeders en die ondersteunende krag van die God wat sy verbond hou, het Paulus sy brief afgesluit deur sy geliefde Timoteus aan die sorg van die opperherder op te dra, wat, alhoewel die onderherders miskien neergevel sou word,